Goeienaand broers en susters. Dit is weer vir ons 'n voorreg om saam hier die Here te kan bid en te kom hoor wat hy deur sy woord ook vir ons kom leer in hierdie Pinksterdienste. Net so weer die optel van die reeks waarmee ons besig is. Ons het gisteraand gehoor dat ons deur die woord en die gees gelei die gemeente moet versorg, en die uitdaging wat ons gisteraand na gekyk het, is 'n kerk wat besig is om dood te gaan, omdat die woord en die gees nie daar werk soos dit behoort te werk nie. Vandag toe ek weer in hierdie gedeelte werk, kom ek weer tot die besef van iets wat Prof. Pikkie Robertse geskryf het in sy boekie oor Openbaring, waarin hy ook onder andere geskryf het dat dit die troostboek vir die kerk van die Here Jesus Christus op aarde is. Wat hy ook baie sterk klem op gelê het, is hoeveel van die visioene wat hier gesien word en hoeveel van die uitsprake wat hier gehoor word, 'n refleksie is van dit wat in die Ou Testament gesê word. Ons het dit nou al 'n paar aande telkens weer teruggegaan na een van die gedeeltes waarin hierdie saak wat aangespreek is, ook in die Ou Testament aangespreek is, en dit bring ons weer by die punt wat die hele Bybel getuig van Christus. Die Ou Testament en die Nuwe Testament getuig van Christus. En telke male pas Jesus dan ook in hierdie visioene wat Johannes sien, in die briewe wat hy skryf, of wat die Here laat skryf deur hom, iets van die Ou Testamentiese profeseë oor Jesus toe. En dit is vir my wonderlik as 'n mens dit gaan sien, dat dit ook eintlik vir ons die sleutel word vir die verstaan van Openbaring. Is om die Ou Testament te verstaan. Ons die profeseë in die Ou Testament, die heenwysings na Christus in die Ou Testament kry, en ons gaan kyk daarna in die Nuwe Testament. Of andersom, as ons hier 'n uitspraak in die Nuwe Testament het, om te gaan terugkyk in die Ou Testament, en te gaan sê, waar kom hierdie uitspraak vandaan? Want dit gee vir ons die sleutel baie keer, vir dit wat die Nuwe Testament oor 'n spesifieke saak sê. So dit is sommer net so 'n bietjie om te help om die verband tussen Ou en Nuwe Testament ook makliker te verstaan, en die toepassings te kan maak om te sê, maar hier word dit in die Nuwe Testament gesê, waarheen verwys dit? Hier word in die Ou Testament gesê, nou kan ek verstaan wat hier bedoel word in die Nuwe Testament. En dit help baie wanneer 'n mens met die skrif uitleg ook besig is om dit so te hanteer, om die Bybel beter te verstaan op daardie manier. Ons gaan vanaand byvoorbeeld na 2 tekste uit die Ou Testament uitkyk, wat in hierdie gedeelte eintlik na verwys word. Goed, met dit dan in die agtergrond, kom ons bid saam. Onse Vader wat in die hemel is, Here, wat 'n wonder dat ons uit U woord uit U kan leer ken. Dat ons Here Jesus Christus kan leer ken, soos wat U hom aan ons openbaar in U woord. Wat 'n voorreg, Here, dat ons U woord kan bestudeer, en daarin kan groei, en kennis kan opdoen, en ook opgewonde kan raak, oor dit wat U vir ons in die woord sê. Dankie Here dat ons ook vanaand kan stil staan by hierdie brief wat U aan die gemeente geskryf het. Ja, dat ons by hierdie besondere plek kan stil staan en kan kom hoor wat U deur U Gees aan die gemeentes kom sê. Ja Here, daarom vra ons U, gee dat ons sal hoor wat U deur die Gees aan die gemeente sê. Dat ons dit sal indrink, en daaruit sal groei in die geloof en in die werke. Sterk ons daarom ook deur U woord en lei ons in U waarheid. Ja Here, gee vir ons ook vanaand
dit wat nodig is om in die geloof te kan groei, nader aan U te kan leef en U te kan verheerlik. Ons bid vir ons gemeente, Here, dat U deur U Heilige Gees ook sal werk in ons gemeente om 'n behoefte te hê om U woord te hoor. 'n Behoefte te hê om dit beter te verstaan. 'n Behoefte te hê om deur U woord gerig te word, om te kan volhard en om te kan oorwin, sodat ons ook saam met die kerk van die Here Jesus Christus voor U troon sal kan staan. En U kan verheerlik ook in elke dag dit wat ons doen. Ons vra hierdie dinge nie omdat ons dit verdien nie, maar in Jesus Christus ons verlosser alleen. Amen. Geliefde broers en susters, die Here spreek vandag met ons uit Openbaring 3 vers 7 tot 13, die brief van die gemeente in Philadelphia, as ook Jesaja 22 vers 15 tot 22 en Maleagi 3 vers 1 tot 5. Maleagi 3 vers 1 tot 5 weer eens gaan ek in die teks na verwys, ek gaan dit nie vooraf lees nie. Ons sal dit gaan lees op die gepaste plek binne in die preek. So ons begin met Openbaring 3 vanaf vers 7 en dan Jesaja 22 en jy kan vir jou merk insit by Maleagi 3. Openbaring 3 vanaf vers 7. En skryf aan die engel van die gemeente in Philadelphia. Dit sê die heilige, die waaragtige, wat die sleutel van Dawid het, wat oopmaak en niemand sluit nie, en hy sluit en niemand maak oop nie. Ek ken jou werke. Kyk, ek het voor jou 'n geopende deur gegee en niemand kan dit sluit nie, want jy het min krag en jy het my woord bewaar en my naam nie verloon nie. Kyk, ek gee jou uit die sinagoge van die Satan, van die wat sê dat hulle Jode is en dit nie is nie, maar lieg. Ek sal maak dat hulle kom en voor jou voete neerbuig en erken dat ek jou lief gehad het. Omdat jy die woord van my lydsaamheid bewaar het, sal ek jou ook bewaar in die uur van beproewing wat oor die hele wêreld kom, om die bewoners van die aarde op die proef te stel. Kyk, ek kom gou. Hou vas wat jy het, sodat niemand jou kroon kan neem nie. Wie oorwin, ek sal hom 'n pilaar in die tempel van my God maak, en hy sal op hom die naam van my God skrywe, en die naam van die stad van my God, van die nuwe Jerusalem, wat uit die hemel van my God neerdal, en my nuwe naam. Wie oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeentes sê. En dan blaai ons terug na Jesaja 22. Jesaja 22, daar verse 15 tot 22. So sê die Here van die leerskare, kom, gaan in by daardie bestuurder, by Sepna,
wat oor die paleis aangestel is en sê, wat het jy hier en wie het jy hier, dat jy vir jou hier 'n graf uitgekap het, soos een wat in die hoogte sy graf uitkap, wat in die rots vir hom 'n woning uithol. Kyk, die Here sal jou wegslinger soos 'n man iets wegslinger en jou vas in mekaar rol, jou vas in mekaar draai soos 'n tolgaring. Jou sal 'n bal wegslinger, jou soos 'n bal wegslinger na 'n land wat alkante toe wyd is. Daar sal jy sterwe, en daar sal jou pronkwaans wees, o skandvlek van die huis van jou Heer. En ek sal jou wegstoot uit jou pos, en uit jou plek sal ek jou wegruk. En in die dag sal ek my knegt Eljakim, die seun van Hilkia, roep. En ek sal hom jou gewaad aantrek, en hom gord met jou gordel, en jou mag sal ek in sy hand lê. En hy sal vir die inwoners van Jerusalem en vir die huis van Juda 'n vader wees. En ek sal die sleutel van die huis van Dawid op sy skouer lê, en hy sal oopmaak en niemand sal sluit nie, en hy sal sluit en niemand sal oopmaak nie. En ek sal hom inslaan soos 'n pen in 'n vaste plek, en hy sal 'n eretroon wees vir die huis van sy vader. En hulle sal aan hom ophang die hele swaarte van die huis van sy vader, die spruite en die wilde lote, al die klein huisraad, van komme af tot allerhande kruike toe. In die dag, spreek die Here van die leerskare, sal die pen pad gee wat in die vaste plek ingeslaan is. Dit word afgebreek en val, en die drag goed wat daaraan hang, raak tot niet, want die Here het dit gespreek. Geliefde broers en susters, wanneer ons na hierdie profesie gaan kyk en na die brief, dan sien ons weer eens dit wat in hierdie gemeente die krisis is, in dit wat die Here van homself sê, maar ook wat die Here se oplossing is, in dit wat hy sê van homself. Anders as die stad Sardes, wat lyk of hy lewe en dood is, die gemeente in daardie stad immers, kry ons hier 'n gemeente wat lyk of hy dood is, maar die Here sê hy lewe. Hy is swak, hy is klein, maar die Here sien ook sy werke. En die Here beloof vir hulle dat hy vir hulle die poort sal oopsluit. Hierdie geopende deur waarvan hy praat, word verwys na in Openbaring 21 vers 24 tot 27 as die poort van die nuwe Jerusalem wat oop staan vir al die nasies wat in Christus glo. Maar wat hy sê, wat buite is die honde en die hoereerders en die sedeloses en die twissoekers wat nie ingelaat sal word nie. Jesus beskryf homself hier as die een wat die sleutel van Dawid het. Jesus sê met ander woorde, die profesie oor Dawid se koningskap, dat daar vir ewig iemand op sy troon sal sit, is in vervulling gebring met Jesus Christus se troonbestuiging. Die vervulling van Dawid se koningskap is met ander woorde in Jesus se ewige koningskap. Hy is die heilige en die waaragtige, wat die valse sinagoge van die Satan uitwys en wat vir die ware gelowige die poort na die ewigheid oopsluit.
Dis basies wat hy vir ons kom sê in sy beskrywing, wanneer hy sê, dit sê die heilige en die waaragtige, wat die sleutel van Dawid het, wat oopmaak en niemand sluit nie, en hy sluit en niemand maak oop nie. En in die profesie in Jesaja sien ons hierdie valse hoof oor die huis van Dawid. Wat in Jesaja se tyd gebeur het, is dat daar 'n tydperk was waar daar nie 'n koning in Jerusalem regeer het nie. Sê die Babel is weggevoer in ballingskap. En Saaltiel is nog nie aangestel deur die koning as die nuwe heerser in Jerusalem nie. En intussen tyd kom hierdie hoofkneg, kan ons sê, van die koning, en hy stel homself aan as die bewaarder van die huis. Hy laat selfs vir hom 'n graf uitkap tussen die koninklike grafte. Hy ry met die koninklike waans. En vir hom sê die Here, Sebna, jy is 'n valse verteenwoordiger van die koningshuis. Jy het hierdie ampt vir jouself opgeëis en jy is besig om vir jouself 'n naam te bou, om jouself te verryk, in steede daarvan om na die volk om te sien, soos wat die koningshuis behoort te doen. En daarom sal ek jou soos 'n bal oprol en ver weggooi. Ek gaan jou in ballingskap stuur, sê hy. En dan sê hy, in jou plek gaan ek een van die koningshuis aanstel. Eljakim, die seun van Hilkia, uit die stam van Dawid, om as opsigter die sleutels van die huis van Dawid te hou. Om die een te wees wat waak oor die stad en wat sal toelaat wie moet inkom in die stad en uithou wie nie mag inkom nie. Maar hierdie is 'n duidelike profesie ook op die een wat op die ou einde die sleutel van Dawid sal ontvang. Die een aan wie alle mag in die hemel en op aarde gegee word. En net soos wat Sebna teenoor Eljakim gestel word, Eljakim die waaragtige en die heilige. Die bedoeling hier met heilig beteken dus hy is deur God aangestel en uitgesonder vir hierdie taak. Terwyl Sebna homself aangestel het, sê die Here, ek sal Eljakim aanstel. Hy heilig Eljakim vir hierdie taak. En as Jesus homself beskryf aan die gemeente in Philadelphia, dan sê hy, ek is die heilige. Ek is die een wat deur die Here aangestel is om oor die huis van Dawid te regeer. En ek is die waaragtige koning, die enigste ware koning wat daar is. En nou kan ons gaan vra, maar hoekom is dit belangrik in 'n gemeente soos Philadelphia? Philadelphia is 'n landbougemeente. Dis 'n klein stadjie wat hoofsaaklik in die wynlandstreek van Klein-Asië geleë is. En weer eens kry ons daar 'n klomp Jode wat die handel dryf. Die Jode wat in daardie ekonomie inkom en die handelaars van hierdie wyn word. Hulle is die uitvoerders en die invoerders. En hulle kry mag in hierdie stad. En hulle het selfs 'n sinagoge daar. Nou om 'n sinagoge in 'n stad te kon hê, moes daar ten minste 10 Joodse gesinne gebly het. En wat waarskynlik hier gebeur is dat van hierdie Christene deel was van hierdie Joodse sinagoge en die evangelie aan hulle verkondig is en hulle tot bekering gekom het, soos wat ons gesien het wat in Filippi gebeur het en wat in Efese gebeur het. Hoe dat Paulus daar vir 'n tydperk
die evangelie verkondig binne die sinagoge. En dan op 'n stadium dan word die Jode kwaad oor die verkondiging van Jesus Christus as die verlosser en hulle sluit die Christene uit. Waarskynlik het hier in Philadelphia iets soortgelyks gebeur. Dat 'n deel van hierdie Joodse sinagoge tot bekering kom en hierdie klein gemeentetjie ontstaan en ewe skielik het hulle nie meer 'n aanbiddingsplek nie. Hulle word uitgesluit. Die deur word vir hulle gesluit om die Here te kan aanbid binne in die sinagoge. Maar daar's 'n voorwaarde wat die Jode vir hulle stel om terug te kan kom. Ontken dat Jesus die Messias is. Verloon sy naam. Dan kan jy terugkom. En dit is hoekom Jesus hulle die sinagoge van die Satan noem. Hulle is teestanders van Christus. En die Here sê, ek sien julle. Ek sien julle werke. Dit is interessant dat die Here vir elke gemeente sê, ek sien julle werke. Wat sê hy van hulle werke? Hierdie is die enigste gemeente waar hy geen kritiek het oor hoe hulle as gemeente optree nie. Hy sê, julle het min krag, maar julle is geestelik sterk. Sien broers en susters, somtyds word die Here se kerk baie klein. Somtyds is dit net die getroues wat oorbly. En hulle dink hulle het min krag. Die Here sê vir hulle, daarom, omdat ek julle werke sien, het ek vir julle 'n geopende deur gegee. Omdat ek julle werke sien, julle getrouheid sien. Want dis waaroor dit gaan. As ons hierdie gedeelte gaan lees, dan sê hy, ek ken julle werke. Kyk, ek gee vir julle ek het julle geopende deur gegee en niemand kan dit sluit nie, want jy het min krag en jy het my woord bewaar en my naam nie verloon nie. Omdat jy my woord bewaar het en omdat jy my naam nie verloon het nie. Daarom, al is die sinagoge vir jou gesluit, is die poorte van die ewigheid vir jou oopgesluit. Ja, die Here beskik dit soms so dat die sinagoge gesluit word, om hulle wat min krag het te bewaar en te beskerm teen die aanslae van die sinagoge van die Satan, sodat hulle sy woord kan bewaar, sodat hulle sy naam nie verloon nie. Maar dis juis wat hulle stryd bring. Dis juis wat die uitdaging vir hierdie gemeente is. Sien, want die sinagoge van die Satan is dit wat in Jesaja 22 Sepna was. Die een wat homself aangematig het, homself aangestel het as die een wat moet kyk na die huis van Dawid. En wat eintlik die huis van Dawid misbruik. Hulle het Jesus se naam verloon. En hulle sluit die sinagoge vir die Christene. Hulle staan met ander woorde in direkte kontras, in direkte stryd teen die evangelie van Jesus Christus. Maar die Here sê, vir julle wat volhard,
Julle wat min krag het. Julle wat dink dat julle nie 'n invloed in hierdie gemeenskap het nie. Want die Jode het daardie sterk invloed van die handel in die wyn. Hulle was waarskynlik ook die invoerders van die vate en wat ook al nodig was om hierdie wyn te maak. So hulle het 'n baie sterk ekonomiese invloed in die gemeenskap. En hierdie klein Christenkerkie het nie 'n invloed in die gemeenskap in hulle eie oë nie. In hulle eie oë het hulle min krag. Maar hulle het genoeg krag deur die werk van die Heilige Gees om God se woord te bewaar en nie sy naam te verloon nie. Somtyds is dit nie die wat lyk of hulle lewe wat 'n invloed in die samelewing het nie. As hulle invloed het, is dit 'n verkeerde invloed, soos wat ons gisteraand ook gesien het. Want hulle is besig om dood te gaan. Maar hier kry ons hierdie klein gemeentetjie wat swaar kry en wat dink hulle is swak. Ons as AP kerke oor die land heen, se getalle is nie groot nie. En die gereformeerde kerke in ons land se getalle bly afneem. Al minder en minder mense woon eredienste by. Die kerk is op hierdie stadium nie groot nie. Nie magtig nie. Maar sy mag lê in sy getrouheid. Sy toekoms op hierdie aarde en by daardie oop deur lê daarin dat hy getrou bly in sy werke aan die Here. Dat hy die woord bewaar en nie die naam van die Here verloon nie. God sê, julle, omdat jy die woord van my lydsaamheid bewaar het, sal ek jou ook bewaar in die uur van beproewing wat oor die hele wêreld kom om die bewoners van die aarde op die proef te stel. Omdat jy die evangelie van die kruis van Christus bewaar het. Dis wat hy sê as hy praat van die woord van my lydsaamheid. Omdat jy suiwer die evangelie van Christus verkondig het in hierdie stad. En jou nie laat afskrik het deur die sinagoge van die Satan nie. Omdat jy kompromieloos kerk van Christus was. Sal ek jou bewaar in die uur van beproewing. En hier, broers en susters, kom die profesie van Malagi. As ons Malagi 3 gaan lees, dan sien ons wat die Here hier sê wanneer hy praat van die uur van beproewing. Malagi 3 vanaf vers 1. Kyk, ek stuur my boodskapper wat die weg voor my uit sal baan. Dan sal skielik na sy tempel kom die Here na wie julle soek, naamlik die engel van die verbond, na wie julle 'n begeerte het. Kyk, hy kom, sê die Here van die leerskare. Hier klink dit asof hy praat van Johannes die Doper, wat voor Jesus uitgaan, en Jesus wat kom na die tempel toe. Hier klink dit asof dit nog die eerste koms van die Here Jesus Christus is.
Maar die Here trek hier die hele geskiedenis bymekaar. Want hier is die Here wat kom, die Here van die leerskap, die een wat die aanvoerder van die leermag van die Here is. Maar wie kan die dag van sy koms verdra? En wie kan standhou as hy verskyn? Want hy sal wees soos die vuur van die smelter en soos die loog van die wasser. Onthou u die beeld wat Johannes gesien het? Die oë wat soos vuurvlamme glinster. En die voete van koper asof dit in 'n smeltkroes is. Hy sal wees soos die vuur van die smelter en soos die loog van die wasser. Hy sal sit, 'n smelter en 'n reiniger van silwer, en hy sal die seuns van Levi reinig en hulle louter soos goud en soos silwer, sodat hulle aan die Here in geregtigheid 'n offer sal bring. Dan sal die offer van Juda en Jerusalem vir die Here aangenaam wees, soos in die ou dae en soos in die jare van die voortyd. Dit is die uur van beproewing waarvan hy praat. Wanneer die Here Jesus Christus weerkom, as die smelter, as die een wat alle mense op die proef gaan stel, en dit wat vuil is, afbrand. Soos wat in 'n smeltkroes die onsuiverheid uitgebrand word. En die seuns van Levi, sy diensknegte, sy priesters, gereinig sal word van alle onreinheid. Ons bely in ons geloofsbelijdenis omdat die Bybel dit vir ons sê. Dat die Here ons gemaak het konings en priesters en profete vir sy koninkryk. As ons dan as priesters gereinig moet word deur die smeltkroes van die Here, sodat ons vir hom 'n welgevallige offer kan bring. Wat 'n wonder. Wat 'n wonder dat ons so gereinig kan word. Deur die bloed van ons Here Jesus Christus is ons gereinig om in wit klere voor hom te kan staan. En daarom wat hy vir die gemeente in Philadelphia sê, ek sal jou bewaar in die uur van beproewing. Ja, hy sal ons op die proef stel. Hy sal dit wat dan nog aan ons onrein is, afwas. Maar ons sal nie saam met die wêreld in hierdie smeltkroes vernietig word nie. Ons sal bewaar word. Wie is die ons wat ons van praat? Hulle wat die woord van God bewaar en die naam van die Here Jesus Christus nie verloon nie. Wat nie kompromie met die wêreld aangaan nie, wat nie deelneem aan die afgoderry van die Sebel nie. Wat hulle nie laat afskrik deur die sinagoge van die Satan nie, maar getrou bly, omdat ons aan die leidsaamheid van sy woord getrou bly, sê hy, sal hy ons bewaar. In hierdie beproewing wat kom oor hierdie aarde, broers en susters. Ons kan gaan sê, elke keer wanneer ons in die smeltkroes gesit word, is dit reeds 'n deel van hierdie beproewing wat kom. Ja, ons praat wel van die wederkoms waar dit in sy finaliteit kom. Maar die Here is aan die kom in die wêreld. En die briewe van Paulus is baie duidelik daaroor dat die Here ons op die proef stel. Dat daar beproewing oor ons kom, sê Jakobus. Hierdie beproewing
is dieselfde woord wat gebruik word wanneer hy sê, ag dit loutere genade wanneer jy in die beproewing kom. Dr. Sarel Bloem, sy vrou land in die hospitaal in Bloemfontein met 'n rugoperasie en sy kry septisemia. Sy draai by die dood om. Ek dink iets soos 22 dae in ICU. Waar die dokter, die spesialis wat met haar werk vir haar man wat 'n mediese dokter is, sê, Sarel, ek kan vir jou vrou niks meer doen nie. Nou is dit in die Here se hand. En hulle daar omdraai en wegstap. En 3:00 in die oggend kry hy 'n oproep. Jy moet gou kom, jou vrou sit regop in die bed. Toe ek by hom by die huis kom, na sy ontslaan is, die septisemia het letterlik daardie nag verdwyn. Opgeklaar, sy het nog 2 dae in die hospitaal spandeer toe sy ontslaan in huis toe. Toe ek by hulle by die huis kom, toe sê Dr. Sarel vir my, Dominee, ek het altyd gedink, as die Here sê hy beproef ons, dan toets hy ons geloof en kyk of ons geloof goed genoeg is. Maar ek het nou besef, die Here suiwer ons geloof. En dis presies wat hy sê. Hy het dit so mooi saamgevat, dat ek dit nooit sal vergeet nie. Dat die beproewing waarin ons somtyds bevind, se doel is om ons geloof te suiwer. En dis presies wat in Jakobus 1 vir ons sê, en dis waarna hy hier ook verwys in verband met die wat die woord van sy lydsaamheid bewaar het. Hou daarin vas. En hy sal jou bewaar in die beproewing. Ook in die beproewing wat kom oor hierdie hele wêreld. Om die bewoners van hierdie aarde te toets en te suiwer die wat gesuiwer moet word en die res in die smeltkroes te los. En vir hulle sê hy, ek gee vir julle 'n geopende deur na die nuwe Jerusalem. En ek sal julle maak pilare in my God se tempel. Wat bedoel hy daarmee? In die antieke tyd is daar, wanneer daar 'n veldslag was en daar was helde gewees wat in hierdie veldslag hulle self onderskei het, sou daar in of die dorp of die stad van hierdie held of in die hoofstad van die koninkryk 'n pilaar opgerig word, soos die suile wat ons dwars deur ons land kry, van ons helde, met 'n naam, die naam van die held. Nou kom die Here en hy sê, julle sal soos pilare opgerig word in die nuwe Jerusalem. Maar die naam van my God, die naam van die nuwe Jerusalem en die naam van Christus, my nuwe naam, sê hy, sal op hierdie pilare verskyn. Wie is die held van hierdie stad? Nie die mens wat volhard het nie, maar die mens wat al die lyding moes deurgaan, sodat daardie een wat 'n pilaar gemaak word, gered kon word. Daarom kom sy naam op die pilaar. God wat in beheer is. Die toekoms van die nuwe Jerusalem
en die held wat hierdie persoon gered het om in die nuwe Jerusalem, in die nuwe tempel te kan staan. Hy is die held. Jesus die verlosser. Die een wat die veldslag gewen het. Die een wat ook die vyande met die woorde van sy mond sal vernietig by die groot veldslag. Wanneer die wêreld se magte opgemonster word teen God en sy kerk. En hy wat hierdie briewe laat skryf, met die tweesnydende swaard uit sy mond uit hulle sal vernietig en hulle vir ewig in die poel van vuur gewerp sal word. Ons het 'n keuse. Elke mens op aarde, en dit is die boodskap wat die kerk in Philadelphia aan die wêreld bring. Dis die boodskap wat ons, al voel ons klein, al voel ons swak, aan die wêreld moet bring. Daar's 'n eenvoudige keuse, sê Prof Victor Dassenbol. Bewaar die woord van die Here Jesus Christus, en voor jou staan die oop poort van die nuwe Jerusalem. Of verloon sy naam, en die poort van verdoemenis, die dood en die doderyk, wie se sleutel ook in hierdie man se hand is jou voorland. Dis elke mens se keuse. En dis ons boodskap aan die wêreld. Bekeer julle, want die koninkryk van God het naby gekom. Ons opdrag. Hou vas aan die woord van God. Bely sy naam voor die mense. En hy sal jou naam voor die Vader bely. Hy sal vir jou die poort oopsluit. Om die waarheid te sê, in hierdie brief sê hy, ek het klaar vir julle hierdie poort oopgesluit. Ek ken jou werke, kyk, ek het voor jou 'n geopende deur gegee. En niemand kan dit sluit nie. Niemand, behalwe hy wat die sleutels dra nie. Net Jesus Christus kan hierdie deur weer sluit. Maar jy wat die krag, wat min krag het en die woord bewaar en die naam nie verloon nie, vir jou sal hy dit nie sluit nie. Kom ons gaan dien die Here. Kom ons gaan en ons dra die naam van ons held, sonder om skaam te wees. Amen. Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, Here, wat 'n wonder, wat 'n groot genade dat ons kan weet dat die poorte van die doderyk U koninkryk nie kan oorwin nie. Dat ons Here Jesus Christus alle mag in hemel en op aarde besit. En daarom hy vir ons wat in sy naam glo en sy woord bewaar, 'n geopende deur gegee het sodat ons kan ingaan in die heerlikheid van ons Here. Dankie Here dat ons, al voel ons of ons nie krag het nie, die sekerheid kan hê dat ons tot by die dag van oordeel, die dag van die groot beproewing wat kom oor hierdie hele aarde, waar die harte getoets gaan word,
waar die boeke van die gewetens oopgemaak gaan word, bewaar sal word teen die aanslae van die Satan en die wêreld. Dat ons nie hoef te vrees nie, maar dat ons kan weet, as ons vashou wat ons het, kan niemand die kroon van ons afneem nie. Ja, en daarom kan ons weet, dat wie oorwin, sal ook 'n pilaar word in die tempel van God. En sal nooit weer daaruit gaan. Met hierdie sekerheid, Here, kan ons die toekoms instap. Met hoop, geloof en liefde. Gee daar die liefde wat nodig is, Here, sodat ons U kan verheerlik. Gee die geloofsvertroue wat nodig is, sodat ons nie U naam verloon nie. Gee dat ons U woord sal bewaar. U sal verheerlik. Ons bid daarom vir ons kerk, Here, ons gemeente, waar ons op hierdie stadium in ons gemeente wees swak voel, klein voel, dat U vir ons geloofsvertroue sal gee, sodat ons kan vashou, sodat niemand die kroon van ons kan wegneem nie. Gee U Heilige Gees, o Here, in ons, in elke een in hierdie gemeente, wat U liefhet, dat ons U sal verheerlik, dat ons tot U sal bekeer in alle opsigte, in alles waar ons nog van U wil afwyk. En daarom bid ons, Here, maak U wil in ons bekend. Gee dat ons U woord sal bewaar, dat ons U naam nie sal verloon, deur wat ons doen en wat ons sê en wat ons dink nie, maar U sal verheerlik. Daarom bid ons, Here, wys vir ons ook waar ons nog verkeerd is, waar ons verkeerd dink, en verander ons denke deur U Gees en U woord, dat ons heiliger sal word, meer in diens van U sal wees, dat ons roeping ook in hierdie gemeenskap sal kan uitleef en U verheerlik word in ons. In Jesus naam vra ons dit. Amen. Geliefdes, ons dank die Here met gesang 388 en daarvan die eerste en die derde vers. Oh,
kyk, ek kom gou. Hou vas wat jy het, sodat niemand jou kroon kan neem nie. Wie oorwin, ek sal hom 'n pilaar in die tempel van my God maak, en hy sal op hom die naam van my God skrywe, en die naam van die stad van my God, van die nuwe Jerusalem, wat uit die hemel van my God neerdal, en my nuwe naam. Wie 'n oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeente sê. Amen.